sitplek gekry het. Dit was ons sê dink elke keer, as daar min mense in die kerk is, maar vir 'n lang naweek is ons dankbaar dat ons die meeste Here teenwoordig is. Ek het net so 'n paar afkondigings wat ek wil doen. Nuwe intrekkers en besoekers, baie welkom hier by ons. Jy kan by die kerkkantoor aanmeld asseblief. Die deel het kollekte gaan vandag vir Bybelverspreiding. En die volgende doopdatum is 31 Mei. Doopouers, meld asseblief by die kerkkantoor aan en gee julle name op. En dan 14 Mei, donderdag 14 Mei, volgende week is donderdag, is Hemelvaartdiens hier in ons kerk, 1800 uur, 6 uur die aand. Hemelvaartdiens asseblief. En dan die aksie Jong van Gees, het 'n poswaandjie Vrydag. Julle moet asseblief julle bestellings plaas voor Woensdag, tot en met Woensdag, tot en met Woensdag. Moet julle asseblief julle bestellings plaas, en dan moet julle julle pos kom afhaal vanaf 5 uur die middag. Tot 5 uur, sorry, pos kan na 5 namiddag afhaal. Deur die dag tot en met 5 uur. Goed, okay, Blackie, ek het jou dan misgelees hier, jammer daaroor. En dan wil ek net gou sê, ons het pappenkains R40, curry and rice 50, hamburgers, beef burgers 40, petkoek met mins R40 en dan pannekoeke R7. Plaas asseblief die bestellings, ondersteun die aksie Jong van Gees. Baie dankie. En dan Evelien Wim, de Tooi, hy sal bekend hierso by ons, baie welkom hierso by ons. Ons hoop die Here hou sy hand van seën oor u en ons luister graag na die boodskap. Baie dankie. Hierdie is Guys aan. Daar's ek aan. Daar's hy. Skus nou daaroor. Daar's hy. As jy dit goed maar dieselfde maak en werk, moet jy nie elke keer op 'n ander stelsel te gaan soek waar is die knoppies en die goeters nie. En so, baie dankie dat ek vanmôre hier by saam met julle hier kan wees in die teenwoordigheid van ons Here hier in die kerk en ons kan rondom sy woord vergader en luister na wat die Here vir ons sê. Of dit nou 'n bietjie is of ons nou baie is, dit maak nie regtig saak nie. So kom ons word net rustig, ons word bewus van God hier by ons, deur sy Gees. Ons raak net so vir 'n oomblik rustig. O Here God en Vader, Here is ons Vader. Ons kom na u troon toe, Here, omdat ons u kinders is. U maak ons u kinders, sê Johannes vir ons, Here. Elkeen wat glo is 'n kind van die Here. En dankie dat ons na u toe mag kom, soos 'n kind na 'n pa. En dankie dat ons ook hierdie diens mag begin in die naam van ons Here Jesus Christus. Uit u, deur u en tot u is alle dinge. Aan u kom toe die lof en die eer. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, van die Here Jesus Christus, deur die werking van sy Heilige Gees, mag jy dit vanmôre so ervaar en bewus wees dat God by jou is en met jou wil praat vandag. Kom ons prys die Here met die sing van Liedboek 203. Daar's 3 verse, loof die Here al wat lewe. En kom ons staan terwyl ons die Here prys met 3 verse van Lied 203.
Vriende, as jy jou Bybel saamgebring het, kan jy oopmaak op 2 gedeeltes. Ons gaan 'n stuk uit die Ou Testament en 'n gedeelte uit die Nuwe Testament uitlees. Die vraag van môre is, hoe lyk jou voete? Jy kan maar loer. Hoe lyk jou voete? So die eerste gedeelte wat ek wil lees is hier in Rigters hoofstuk 2, is hier vroeg aan die Ou Testament. En dan gaan ons 'n gedeelte in Romeine 10 lees. Rigters 2 van vers 6 af tot by vers 13. Die konteks hier is onder die leiding van Joshua het die volk die land ingeneem. Hulle is besig om die land oor te neem. Elke volk kry sy gedeelte waar hy gaan bly. En Joshua is soort van aan die einde hierso van sy, ek wil nie sê sy lewe op die punt nie, maar hy is ook besig om oor te gee na 'n volgende leierskap. So vers 6. Nadat Joshua die volk laat gaan het hulle die land gaan verower en daarna het elkeen na sy grond toe gegaan. Solank as Joshua geleef het die volk die Here gedien. Dit was ook nog so terwyl die leiers geleef het wat vir Joshua oorleef het. Hulle het nog al die groot dade beleef wat die Here gedoen het om vir Israel te help. Joshua, die seun van Nun en dienaar van die Here, het 110 jaar oud geword. Hy het gesterf en hy is begrawe op sy grond in Timnat Geres, op die Efraimsberge noord van Gaasberg. Al die mense van sy leeftyd het gesterf. En die volgende geslag se mense het nie die Here geken nie. Hulle het ook nie geweet van sy groot dade wat hy gedoen het om Israel te help nie. Die Israeliete het toe gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here. Hulle het die Baals gedien. Hulle het opgehou om die Here, die God van hulle voorvaders wat hulle uit Egipte laat trek het, te dien. Hulle het ander gode begin dien, die gode van die nasies in die omgewing. Die Israeliete het hierdie gode aanbid en die Here getart. En hulle het opgehou om die Here te dien en hulle het die Baals en die Astartes gedien. Dan blaai ons na Romeine, hoofstuk 10. Af van vers 9 af. Paulus skryf, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons en ons word gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak dus nie verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal. En hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Maar hoe kan jy hom aanroep as jy nie in hom glo nie? En hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? En hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Daar staan immers ook geskrywe, hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Vriende, dit is ons teks vir vanmôre. Nou, ons sal net nou by daai prentjie uitkom.
Kom ons bid saam. Almagtige Here God, hierdie is die woord van die Here. O Here, wil U hierdie woord vir ons kom verstaanbaar maak, kom duidelik maak, in ons harte kom nuut maak. As ons hieroor dink en daaroor gesels en die diepte van U rykdom daarin soek. Wil U deur die Gees ons harte kom aanraak vandag, Here, om hierdie teks vir ons te kom oopmaak, kom praat U met ons is hier om na U te luister en aan U al die eer te gee. Ons bid dit in die naam van Christus, ons Here. Amen. Liewe vriende, niks van wat ek vandag vir u gaan sê, gaan spesifiek nuut wees nie. Ek is seker u het al dit gehoor. Maar in wat ek sê, wil ek ook sê, ek sluit myself baie duidelik in. Want dit kan baie keer, of so maklik, oorkom asof ek praat en julle luister. En dis nie die gedagte, en dat ek nie deel van die gesprek is nie. So ek sluit myself in by wat ons sê. So kom ons begin op 'n punt. Wie van u het 'n spesifieke rugbyspan wat jy ondersteun? Hier's een hand. Kyk, niemand rugby nie, daar's 'n hand. Daar's nog 'n hand. En hier's hande, daar's van die jong manne wat ook kyk. Toe ek jou ouderdom was, toe was daar Karibeker rugby gewees, en dit was amper so erg soos kerk toe gaan, jy weet, as jy daar wen, nee, dan is die lewe wonderlik. En dis al wat daar was, want ons het nie ander rugby gehad nie. En dit was die tyd van, toe daar nog Noord-Transvaal en WP was. Is daar iemand wat daai era onthou? Hier's hande wat sal weet waarvan ek praat. Nou ja, toe ek so jou ouderdom was, toe was ek 'n Noord-Transvaaler. Jy het 'n ligblou trui aangehad as jy rugby kyk, en hy het so mooi rooi madeliefie hier op die sak gehad. Dis waarmee ek groot geword het. En Saterdagmiddag, dan het ons gekyk, en as ons teen WP speel, dan is alles wat sleg in die Kaap gegooi, en vir hulle gesê, julle kan maar huis toe gaan, en dit was die era gewees. Later, toe verander Noord-Transvaal in die Bulle, en ons word toe later die Blue Bulls ook en al daai goeters, maar ons verander in die WP word die Stormers en die Sharks word, nee, wat was die Sharks voor het? Natal gewees. Hulle word toe die Sharks en al die goeters in ons wêreld verander, maar ek bly by my span. Ek is 'n Bull, so Steve Hofmeyer sê. Ek verander nie my ding nie. Nou as u daardie selfde tipe van ervaring gehad het van kindswees af, dan sal jy verstaan wat ek sê. So die vraag wat ek vanmôre so 'n bietjie dink is, wie van ons weet hoekom ondersteun jy jou span? Hoe het jy by jou span uitgekom? Dink 'n bietjie mooi, hoe het jy gekom by die punt as jy 'n WP man is of 'n Stormer ou is, dan hoe het jy daar uitgekom? Hoe het jy by 'n Bull uitgekom? Hoe het jy by waar jy ook al jouself vind, gesê, daai is my span en ek ondersteun dit? Want dis bietjie iets van wat ons hier lees. Hoe ek by die Bulle uitgekom het of met Noord-Transvaal begin het ek geen idee nie. Dis een van daai goed wat gebeur. In ons gesin was, my oupa was 'n Noord-Transvaaler, my pa was 'n Noord-Transvaaler gewees en ons het later nou maar Bulle geword, en ek weet nie hoekom nie, maar dit is nou maar wat ek geword het.
Ek kan nie spesifiek sê dat Noord-Transvaal of die Bulle veel beter was as enige iemand anders nie. Ek ken nie die statistieke in terme van wie die meeste wenne en die meeste kompetisies en al daai goed teenoor WP en die Stormers en die Leeu's en al daai nie. Ek kan nie spesifiek sê my span is soveel beter dat dit is my span nie. Dis iets waarmee ek groot geword het. Ek het dit by my oupa geleer, ek het dit by my pa geleer. Ek het geword. Hoekom ondersteun ons mekaar? Ons gaan vir mekaar moet sê, dat ten minste tot 'n minder of 'n meerdere mate, is ons die produk van die mense rondom jou. Jy is die produk van die wêreld waarin jy groot word. Bedoelende, as jou familie, soos in my geval, nou bulle is, kans bitter goed dat jy ook 'n bul gaan wees. Want dis die wêreld waarin jy groot word. Dis die wêreld wat jy by ingetrek word. En veral as kinders, as ons van waardes en reg en verkeerd en al hierdie goeders doen, dan speel generasies, verskillende generasies van groter mense 'n groot rol in jou lewe om te bepaal, wie is jy, hoe dink jy, wat is reg, wat is vir jou verkeerd. Daar's 'n ontwikkeling. So gedragssielkunde sê vir ons baie goed, ons is eintlik die produk van ons verlede. Daar is baie mense rondom ons wat ons gemaak het wat ons vandag is. En dis hoekom ek 'n bul is. Tot 'n mate nie my keuse nie, ek is so gemaak. Mense het 'n invloed in ons lewens. En dan lees ons vanmôre nogal hier in Rigters. Aan die einde van Joshua se lewe is hy besig om goed oor te gee aan nog leiers. En dan die skrywer van Rigters kyk so 'n bietjie verder terug. En hy sê, weet maar hier is pap besig om op die grond te val. Want vir solank as wat Joshua geleef het, het alles goed gegaan. Die volk het die Here gedien. Hulle het sy werke gesien. Dit was deel van hulle lewe. Dit het goed gegaan. In generasie 1, die mense wat saam met Joshua was en wat die leierskap oorgeneem het, dit het goed gegaan met hulle. En die Bybel sê maar die mense het die Here se werke gesien. Hulle was deel van. Dit het goed gegaan. Generasie 2 na dit begin dinge uitrafel. Generasie 1 word gesê, maar ons dien die Here, maar generasie 2 sê nie, ons dien nie die Here nie. En dan is die opmerking in die Bybel, dit is die gevolg van, hulle het nie die Here gesien nie, hulle het nie van hom gehoor nie, hulle het nie sy werke ervaar nie, en hulle het begin rondkyk as gevolg van dit om te sien, wat doen my maats, wat doen my vriende, wat doen die mense rondom ons. Hulle het ouens soos Baal, hulle het mense, gode soos Astartes. En die ouens lyk nogal alright. Kom ons aanbid hulle. So 'n vraag wat ek vanmôre vra. Hoe werk dit dat een generasie wat die Here dien, eindig in 'n tweede generasie wat sê ek het geen vat aan die Here nie? Waar val die pap op die grond? Een generasie van ek dien die Here na 'n tweede generasie van ek dien glad nie die Here nie, ken hom nie. Ek weet nie. So,
dit is wat ek vanmôre so vinnig bietjie oor wil gesels. Romeine 10 vers 14 en 15 kom Paulus bietjie met 'n antwoord. As hy vra maar hoe kan 'n mens hom aanroep as jy nie glo nie? Hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? Hierdie ouens sê ek het nie gehoor van die Here nie. Generasie 1 het nooit vir 2 vertel van die Here nie. Paulus sê, hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat preek? Bedoelende iemand wat vir jou kom vertel van dit. Hoe kan iemand preek as hy nie gestuur is nie? Hoe wonderlik klink die voetstappe van die wat die goeie boodskap bring. Hoekom hoor ons nie? Hoekom sien ons nie? Hoe kan dit wees dat generasie 1 die Here dien, maar generasie 2 sê ek hoor en sien en ervaar en weet niks. Soveel so dat ek gaan kyk wat doen die wêreld. Die wêreld om my en ek gaan kies 'n ander een. Paulus sê vir ons as voete wat nie gaan nie. En daarom vra ek vanmôre die vraag, het jy mooi voete? Hoe lyk jou voete? Party van ons het vellies aan, party van ons het tekkies aan, party van ons het sandale aan, dit maak nie saak nie. Vraag is, wat maak jou voete? As mense na ons kyk, wat sien hulle raak? As hulle na jou voete kyk, wat gaan hulle sê? Generasie 2 sê ons het nie geweet nie. Al die mense van Josua se tyd het gesterf, volgende geslag se mense het nie die Here geken nie. Hulle het nie geweet van die Here nie. Generasie 2 sê ons weet niks. Ons het God nie beleef nie. Hulle kyk na hulle ouers, na hulle grootouers en hulle wonder, wat maak hulle op 'n Sondag? Wat doen hulle? Wat gaan maak hulle sekere tye? Ons hoor miskien 'n bietjie iets van die Here, maar ons sien nie veel van dit nie. Ek kan nie verstaan hoekom dit belangrik vir hulle is nie. Dis wat generasie 2 sê. Ons kan nie mooi sien wat die nut is van hierdie God nie. Hoekom is hy belangrik? Hoekom is dit vir generasie 1 so 'n groot ding om die Here te dien? Hulle kyk na hulle ouers en wonder. Vriende, so ek wil net so 'n paar goedjies hieroor sê. Ek dink ons moet kan sê generasie 1, 'n godsdienstige gelowige generasie 1 beteken nie outomaties dit gaan oorvloei in generasie 2 nie. Ons het dit nou eintlik al gesê. Maar ons kan dit nie outomaties aanneem om te sê, weet, omdat oupa en ouma glo, gaan ma en pa glo nie. En of ma en pa nou glo, gaan kinders glo nie. Dit gebeur nie so nie. Geloof word gevorm. Dit is vandag 'n groot ding en 'n groot woord in die kerk, geloofsvorming. En dit word gevorm deur die mense rondom ons. Ons is die produk van die mense rondom ons. Deur ons ouers, ons families, die gemeenskappe waarin ons leef, die groter geloofsgemeenskappe hier in die kerk, hulle almal het 'n bydra en stap 'n pad saam met ons sodat geloof gevorm word en groei. Kinders wil nie maar net weet hoekom glo ons nie. Hulle wil weet wat s'ie nut van dit. Hulle wil nie sien dat ek maar net kerk toe kom of ek kom doen al die regte dinge nie.
Hulle wil weet hoekom. Hoekom raak dit my? Hoe raak dit my lewe? Kinders wil hoor van God se groot dade in jou lewe. Generasie 2, as ek dit so kan verduidelik, wil weet, wat is hierdie groot dade wat generasie 1 van weet, maar waarskynlik nie, of nie vertel nie, of dit word geskiedenis en inligting en nie meer 'n ervaring nie. Generasie 2 vra vir ons, is God genuine? Is God eg? Is geloof regtig? Generasie 1 moet daai vraag kan antwoord. Vertel van God se groot dade in jou lewe. Nou deel van die probleem wat waarskynlik hier by Joshua hulle plaasgevind het in Rigters, is dat daar was 'n generasie wat saam met Joshua was en dit het goed gegaan. Die tweede generasie het ook gedeel in hierdie goeters, maar hulle was 'n bietjie meer afskeide. Dat by generasie 3 toe sê die ouens nee, jammer, ons gaan na Baal toe. Tussen in die middel val pap op die grond. En daardie pap is God regtig in jou lewe? Of speel ons godsdiens? Speel ons kerk, is kerk goed wat ons maar net doen uit gewoonte, uit verwagting uit, van hoe dit werk? Maar wat gebeur in die week? Wat gebeur wanneer die lewe gebeur en ons almal gaan deur die lewe op ons maniere? Is God daar? Kan generasie 2 sien? Generasie 1 is God lewendig. Hy is elke dag daar. Of dit goed gaan, of dit sleg gaan. God is daar. Daar's werke wat gaan nie gebeur is. Daar word dankie gesê vir sekere goeders. Daar word gebid vir sekere goed. God is deel van generasie 1. En is nie maar net inligting wat daar buitekant is nie. Beleef ons kinders God se magtige dade in jou gesin? Beleef hulle dit? Is hulle deel van dit? Of speel ons godsdiens? Is God maar net 'n konsep? Is God maar iets wat ons doen? Hoe lyk jou voete? As jou kinders na jou voete kyk, hoe lyk dit? Is dit voete wat die evangelie bring? Is dit voete wat goeie nuus bring? Is dit voete wat sê, kom, ek kom na jou toe en ek wil vir jou van die Here vertel. Wil jy sê, kom, wat het God vandag in my lewe gedoen? Ek het hierdie ervaring gehad of in hierdie situasie. Ons is geneig, laat ek eerder sê, ek is geneig. Ja, ek is geneig om die vlak van my kinders, of hulle geestelike vlak te meet aan hoeveel kennis het hulle. Van kleins af, het my kinders, het ek hulle gepeper met alles wat Bybel is, met elke ding wat jy moontlik in die hande kon kry, wat vir jou van die Bybel gaan leer, dit het hulle gekyk, van kleintyd af tot groter, en hulle is deur elke fase van Bybel wat beskikbaar is. En so ruk terug, vertel my dogter vir my, sy het geen idee waar die Ou en die Nuwe Testament is nie. Dit was 'n klap. En ek het gedink, weet, waar val die pap op die grond? Ons het alles gedoen wat jy moontlik kon doen, of wat in 'n winkel beskikbaar was om hierdie goed te verduidelik, en sy het seker iets soos 5 Bybels. En sy sê nee, ek verstaan dit nie.
En op daai punt het ek agtergekom, dit gaan nie net oor die kennis nie. Ja, jou Bybelkennis is natuurlik baie belangrik. Maar haar ervaring van die Here is pas gekoppel aan wat ek bring na haar toe. Wat ek verduidelik, ons as gesin, hoe ervaar ons die Here, wat doen die Here in ons lewens? En dan gaan ons na die Bybel toe en sê, kom ons lees hiervan. So ek dink, ons moet vir mekaar sê, generasie 1, jy moenie dink geloof gaan outomaties net oor na generasie 2 toe nie. Dis werk, dis 'n pad saam met die Here. Generasie 2 gaan nie glo as jy nie na hom toe kom en vertel van die Here nie. En vertel nie net van wat die Bybel sê nie, maar van wat die God van die Bybel in jou lewe doen. En betrokke is, en aanraak, en hoe dit ons almal as 'n gesin raak. Dan hoor jy van die groot dade van die Here. Dan word jy deel van die goed wat die Here doen. Maar jy kan dit nie doen as God daar aan die ander kant is nie. Jy kan nie goed doen as ons godsdiens speel nie. As ons kerk speel nie. Ons moet ook vir mekaar sê dat van ons kinders het soort van 'n beter wegtrekplek as ander. Soos in my geval nou weet, my kinders was gebybel van kleins af, ons was by elke moontlike ding, ons het vir hulle video's gekry, ons het Bybels gekry, ons was daar, of so het ek gedink. Ek het gedink, maar ons het 'n goeie wegtrekplek, ons trek weg in die kinderkerk, en ons gaan oor na kategese toe, en al die programme wat 'n kerk tipies aanbied vir jong mense en vir kinders, en hulle was daar. Nie almal het daai voorreg om daarmee weg te trek. So ek wil vir generasie 2 sê op hierdie stadium. As jy vandag in die kerk is, gaan sê vir jou pa en jou ma dankie. Dis 'n voorreg. Dis 'n voorreg dat mense rondom jou in jou lewe kom inwerk. En baie van ons kan vandag vir ons verhale vertel van hoe die kerk deur ons lewens ingewerk het en gehelp het om ons geloof aan die gang te hou en te laat groei. Ek het groot geword in die tyd van kinderkraans. Iets wat jy nie vandag baie meer sien nie. Maar die goed wat mense rondom die kerk, die geloofsgemeenskap in ons inploeg, is besonder en het almal alles deurgewerk tot wie ons vandag is. En dis 'n voorreg. Nie almal het dit nie. Maar ons kan nie neerkyk op 'n generasie wat sê ek het dit nooit gehad nie. Ek het nie groot geword hiermee nie. Dis hoekom Paulus vir ons kan sê, maar waar's jou voete? Hoekom gaan vertel jy nie vir hulle nie? Hoekom maak jy hulle nie deel van nie? Daar's mense wat met 'n ander agtergrond kom en met goed stoei, wat hulle weg van die Here af verlang gehou het. En Paulus sê, jou voete moet gaan. Jou voete moet gaan. Jy moet mooi voete hê. Jy kan nie glo as iemand nie vir jou kom vertel nie. So waar begin 'n mens? Ek het basies net so 2 gedagtes hier. Of voordat ek daarby uitkom, sit gou vir my daai skyfie op met die balletjies. Daai ene. Ek het hierdie gekry in 'n kerk in Pennsylvania, Presbyteriaanse kerk in Pennsylvania, wat net so bietjie mooi wys. Die groot silinder
bevat omtrent hier by die 3000 balletjies. Alles daar binnekant. En dit stel ure voor. Dit is hoeveel ure daar in 'n jaar is. 1 balletjie vir 'n uur, as ek nou reg onthou. Ja. Die potjie aan die onderkant, die kleintjie, hy het omtrent so 40 balle in. So die dinge nou, as ek hulle som nou reg verstaan het. Maar die konsep is om vir jou te wys, wat is die invloed van die kerk? 40 balle is omtrent 1 uur. 1 bal is 1 uur, is 40 ure in 'n jaar. Wat die kerk regtig, en dis 'n baie groot veralgemening, ek sê nie spesifiek dit gaan hier so nie, maar dit is 'n groot veralgemening oor wat in die kerk oor die algemeen aangaan. Ons het miskien 'n uur wat gewoonlik opgevat word deur kategese of kinderkerk of iets van hierdie aard. Die lang silinder het die kerk baie min invloed. Dis die silinder waar generasie 1 moet werk. Dis die silinder waar oupa, ouma, pa, ma, maak nie saak waar jy is nie, of jy deel van 'n gesin is, of jy miskien enkel lopend is, dis waar mooi voete moet gaan werk. Want as ons gaan dink, ons los alles vir die kerk, dan eindig ons daar. Dis 40 balle uit 3000. Dankie, Anita, ek kom afhaal. So, waar begin ons? Nommer 1, ek begin by myself. Ek kan nêrens anders begin as by myself nie. Rigters leer ons, die pap val op die grond, die oomblik, toe generasie 2 nie meer 'n lewendige God kon sien en ervaar nie. En God vir hulle godsdiens geword het. Rigters sê dis waar die ding is. Wanneer generasie 1 begin kerk speel en God onpersoonlik raak, nie meer betrokke raak nie meer bewus word van hom nie. Generasie 2 kan nie meer sien dat hier enige relevantie is tot die konsep van God nie. Dan gaan hulle kyk na wie en wat doen ons wêreld? Wat doen die bure? Die mense rondom hulle. En hulle het gesien, Baal is vir hierdie ouens belangrik. Astartes is vir hulle belangrik. So dalk moet ons dit ook doen. God is nie belangrik nie, want generasie 1 wys nie dat dit belangrik is nie. Die groot dade van God was afwesig. Die kennis van God was weg. Hulle het hom nie geken nie, hy was 'n vreemdeling. So die eerste generasie was onsuksesvol om hierdie redes, om die tweede generasie in geloof in te lei. God verander in godsdiens. So as ek by myself moet begin, waar is God in my lewe? Is God eg? Is God regtig? Dis baie moeilik vandag om baie vlakke te onderskei tussen vals en waar. Fake news is vandag die woord wat ons hoor. En generasie 2 kyk na generasie 1, maar ongeag van waar jy in ouderdom is generasie 2 sal na generasie 1 kyk. En vra, is God fake news? Is God AI? Daar's 'n groot gesprek op die stadium wat ek van gehoor het, wat sê kunsmatige intelligensie, AI, het ek nou maar die term gebruik, kan God vervang. Tot God nie meer nodig nie. Alles wat jy nodig het, sal AI vir jou gee. Jy vra vir ChatGPT en hy spoeg vir jou God aan die ander kant uit.
So as ek 'n kind van die Here is dit vir my belangrik? As dit is, gaan ek dit sê, gaan ek dit wys. Maar as ek nie doen nie, gaan generasie 2 dit nie sien nie. Hulle gaan sien alles is leeg. As my lewe nie oorloop van God se teenwoordigheid nie, gaan dit nie oorloop in my kinders se lewe nie. Dit gaan nie oorloop in my kleinkinders se lewe nie. So generasie 1. En almal van ons is ergens eintlik maar generasie 1. Is God regtig? En dit gaan vir ons bepaal hoe lyk jou voete. Dra jy goeie nuus aan? So dit begin met, is my verhouding reg? En sien my kinders dit? So dit begin by my. En daarop kan ek nie oordeel oor enige iemand nie, en ek wil nie. Maar dit begin by my. Tweede ding is 'n ding wat ek geleer het by Craig Rochelle, die van u wat die Global Leadership Summit bygewoon het laas jaar dalk. Hy is een van die groot geeste daar. Craig sê 'n groot gemors in ons lewens, hoekom dinge waar pap op die grond val, is ons verstaan besluite verkeerd. Nou kom ek herhaal dit so. Verkeerde verstaan van besluite lei op die ou ende tot verkeerde antwoorde. Hy bedoel byvoorbeeld, klein, goeie besluite. Klein, maar goeie besluite is nie vir ons regtig belangrik nie. Dis die eerste ding. Is klein, maar is goed. Maar ons reken dit nie as belangrik nie. Daarom vee ek dit maklik weg. Tweede een wat hy sê is, klein, maar slegte besluite maak ook nie regtig saak nie. En dit is waar pap op die grond val. Want die oomblik as ek moet heeltyd besluite neem vir my gesin en vir almal, en ek kom by 'n punt as egies, maar dit is 'n ou klein besluitjie, ja, dis 'n goeie een, maar of ek nou in daai rigting gaan, maak nie saak nie, ek kan aan die ander kant toe ook gaan. Dit maak nie saak nie, is net 'n ou klein besluitjie. Dit is nie vreeslik belangrik nie. En dieselfde vir 'n slegte een. Dit maak nie regtig saak nie. En op die ou einde val pap op die grond tussen generasie 1 en 2. Want as ek gaan fokus in my lewe, elke klein dingetjie, of hy nou goed of sleg is, as ek dit nie gaan belangrik ag in my gesin en my lewe nie, gaan my kinders dit mis. En ek gaan dink ek gaan wegkom hiermee, want dit is mos klein. Dis nie belangrik nie. Op die ou einde sê generasie 2, maar dit is. So Craig Rochelle het vir my geleer op by daarin gesê, gaan na jouself en gaan kyk na watse besluite neem jy gereeld, is hulle goed of sleg, en reken jy hulle belangrik. So kies een klein, maar 'n goeie gewoonte, wat jy dink jou voete mooi kan maak hierdie week. Net een. Kies een klein goeie gewoonte wat jy dink jou voete gaan mooi maak. En hou daarby. Moenie dink dis nie belangrik nie. Hou daarby. En dan identifiseer een klein
slegte besluit of gewoonte wat jou voete lelik maak. Wat as generasie 2 na jou voete kyk en gril hulle. En vat dit en vernietig dit. Vernietig dit. Doen dit. En generasie 2 se lewens sal verander. Wanneer ons ernstig begin raak oor die Here, oor hoe ons met hom saamleef en hoe hy in ons lewens teenwoordig is. Romeine 10. Hoe kan jy hom aanroep as jy nie in hom glo nie? Hoe kan jy in hom glo as jy nie van hom gehoor het nie? Hoe kan jy van hom hoor sonder iemand wat vir jou kom preek, wat vir jou kom vertel, kan ons ook maar sê. Hoe kan so iemand kom as hy nie gestuur is nie? Nou so iemand kom, hoe wonderlik is sy voetstappe. Kom ons sluit af. Vader God, ons prys U. Vader, baie dankie dat ons vandag regtig net bietjie na ons voete moet kyk. En of ons nou tekkies of plakkies of vellies aan het, Here, is nie belangrik nie, maar die voete wat U wil hê, is die voete wat gaan. Dis voete wat van generasie 1 na generasie 2 toe gaan en sê die Here is jou lief, vir jou lief. Die Here doen goed vir jou en hy het goed vir jou gedoen. Kyk wat kom doen hy vandag en word deel van dit. O Here, bewaar ons asseblief dat ons nie ook soos in Joshua se tyd 'n generasie groot maak wat op die ou ene gaan sê ek het niks aan U nie. Ek gaan eerder na Baal toe. O Vader, laat ons kinders nie weghardloop na die goed van die wêreld toe nie. Maar dat hulle by U sal bly en vir U sal leer lief wees. En ons wil vir U dankie sê, Here, vir almal van ons hierso. Dankie sê vir die mense rondom ons. Die mense wat U in ons lewens gebring het, wat mooi voete het. En wat ons gehelp het tot die mense wat ons vandag is. En dankie vir die mense rondom ons, wat ons steeds help. O Vader, ek bid vir die gemeente hier. U ken die uitdagings, U weet wat moeilik is, U weet waarmee gesukkel word. En ek bid, Here, dat U verlossing in elke situasie sal bring. Ons bid vir almal wat vandag stoei met of die Here vir my lief is. Mense wat dalk siek is, mense wat deur swaar kry gaan, mense wat hulp van een of ander aard nodig het. Ons bid vir hulle. Ons bid dat U sal ingryp in hulle lewens en sal voorsien wat hulle nodig het. Ag Here, en as ons moet gaan, wys vir ons asseblief. Gebruik ons. Ons bid vir die leierskap van die kerkie so, Here. Ons bid vir almal wat ergens 'n invloed uitoefen. En ons bid, Here, dat mense die Here in ons lewens sal sien. Ons prys U daarvoor, o Here. Ons bid dit in U naam. Amen. Liewe vriende, ons gawes word opgeneem.
Sy vriende, kom ons sluit af met 'n lied wat regtig sê eintlik waaroor dit gaan. Lied 510, genade onbeskryflik groot. Want dis wat God vir ons kom doen het, kom bewys het, en wat ons uitvat. Daar's 4 verse, kom ons sing al 4 die verse as ons staan, genade onbeskryflik groot, as ons slotlied. Liewe gemeente, mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die krag en die werking van die Heilige Gees met jou wees en met jou gaan in hierdie week.